Soos ek vir julle gesê het, ek gaan vanoggend 'n bietjie praat oor die goedheid of die gestrengheid van God. Ons gaan kyk wanneer is God streng en wanneer is God goed. En ek wil begin by Romeine 11 vanaf vers 22. Hy sê, kyk dan na die goedertierenheid en die strengheid van God. Sien, God het twee kante. Hy sê, strengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertieren bly, anders sal jy weggekaap word. Hy sê, gestrengheid oor wie? Die wat geval het. En weet julle, in die Nuwe Testament, God kom in Hebreërs 11 vers 1, dan sê hy, wat is geloof? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Vers 11 sê, hy wat God gaan, vers 6 sê, hy wat tot God toe gaan, moet glo dat hy is. En 'n beloner is vir die wat hom soek. Wat is jou prentjie oor God? Hy sê in vers 20, Romeine 11 vers 20, hy sê, goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Nie vrees vir die wêreld nie. Hy sê, hoe? Kom ek lees dit net weer. Hy sê, deur ongeloof is hulle afgebreek. So hulle het God se gestrengheid ervaar. Hoe? Deur hulle ongeloof. Dink aan die Israeliete. God vat hulle uit die beloofde land uit. Hy's iewers heen met hulle op pad en wat laat hulle sterf in die woestyn? Hulle ongeloof. Julle weet, baie keer raak ons so verknog in ons omstandighede, ons glo, dit moet so wees. Die Here weet, ek het 'n kleintjie dood. As ek by mense kom, en hulle lewe maar net so middelmatige lewe, hulle het nie 'n visie nie, hulle blameer God vir alles, hulle is negatief oor alles, en alles in die lewe, dit klink so of die wêreld hulle alles skuld. Weet jy, die wêreld skuld jou niks. Maar ek en jy, wat skuld ons God? Jesus het sy seun gegee. Daarom moet ek en jy in hom glo. So lief, sê Johannes 3 vers 16, het hy die wêreld, het hy my en jou gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ek en jy wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dankie Here, as dit nie vir Jesus was nie, was ek en jy nie vandag wat ons was nie, of wat ons is nie. Hy sê, deur ongeloof is hulle afgekap. Weet jy hoe baie mense vandag blok hulle deurbrake, blok hulle blessings, blok hulle beloftes wat God vir hulle gegee het oor hulle ongeloof. Hulle praat een ding, maar hulle glo 'n ander ding. Hulle sê die Here is goed, maar as jy hoor wat uit hierdie mond uitkom, dan dink ons, Here, kan dit waar wees? Kan dit waar wees? Hier sê hulle is afgekap deur hulle ongeloof. Kom ek en jy sê, Here, wek geloof in ons op. Hy sê, en dan sê in hy laaste gedeelte, moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Julle weet, baie mense raak hoogmoedig in hulle self. Hulle dink hulle het gearriveer, hulle kyk neer op ander mense, hulle is hierdie wonderlike Christene, hulle vrees, maar hulle vrees nie God nie. Weet jy, daar's net een wat ons moet vrees. Die vrees van die Here, sê die Bybel, wat doen dit? Is jou beskutting. Dit beskerm jou alle kante rondom. Daai vrees van die Here beteken, ek en jy het 'n heilige respek. En hoe vrees ons die Here? Deur sy woorde te hoor en sy woorde te doen. Baie mense hoor die woord, maar hy gaan uit, dan vergeet hy. Wat sê God se woord? Ek en jy gaan voor die Here staan eendag. En dan gaan hy vir jou sê, hier's my woord. Wat het jy met my woord gedoen? Het jy hom geleef of het jy hom goedkoop gemaak? Kom ek en jy sê, Here, ons gaan nie toelaat dat ons deur ongeloof dit nie reg kry nie. Wat moet ek en jy doen? Hoe staan jy vandag? In hierdie wêreld waar dit moeiliker word, hoe gaan jy staande bly? Deur jou geloof. As jy nie geloof het nie, sê die Bybel hier, hy sê jy gaan uitgekaap word. En as jy uitval, hoe gaan jy uitval? Oor die gestrengheid van God. Hoe die Israeliete uitgeval? Oor die gestrengheid van God, want hulle het geglo, God is nie 'n goeie God nie. Hulle het gesê, toe daai 12 verspieders terugkom, toe sê 10 van hulle, ons gaan dit nie maak nie. Ons het hierdie reuse gesien, Here, hierdie land verteer sy mense. Dink jy Suid-Afrika verteer sy mense? Verteer nie sy mense nie. Miskien doen hy dit, maar hy het nie nodig om dit met jou te doen nie. As jy sê, dit Suid-Afrika het nie 'n toekoms nie, weet jy my boetie en my sussie, jy vat God in die gesig. Jy val onder sy gestrengheid, want jy het nie geloof om te sê, Here, U is in my land nie, U is in my lewe nie. Jy sê vir die duiwel dikteer my lewe.
So baie mense praat negatief. Hulle het nie geloof, hulle sê hulle het geloof, hulle sit Sondag in die kerk. Prys die Here, hulle is in die kerk. Moet nou nie ons sê die pastoor sê ek's in die kerk, nou doen ek dit nie, nou gaan ek nie die kerk toe kom nie. Bly kerk toe kom, wat verander ons? Die geklank van die woord. Maar meer, hulle sê mos as jy ding 17 keer gehoor het, miskien moet ek elke preek 17 keer preek. Miskien hoor ons hom dan. Moenie ophou glo nie, moenie ophou by goed uitkom om die woord van die Here te hoor nie. Partykeer dan dink ons, Here, hierdie woord is nie vir my nie, dit gaan niks aan my doen nie. Maar goedertierenheid, wanneer? As jy in die goedertierenheid bly. Hoe bly jy in God se goedertierenheid? Dis baie maklik. Hy wat hoor en doen. En ons moet God lief hê. Jy kan nie sê my boetie ek het God lief, maar jy lewe ver van hom af nie. Jy het nie 'n verhouding met hom nie. Dit gaan nie oor jou en God se verhouding nie. Ons moet verhoudings hê. Weet jy, ons het baie wonderlike verhouding met ons kinders. Ons het wonderlike verhoudings met ons ouers. Ons het wonderlike verhoudings met die mense om ons. En miskien as jy die pastoor like, het jy nog 'n verhouding met hom ook daarom. Dan hou jy nog daarom bietjie van hom ook. Maar weet jy wat? Dis great, ons moet al hierdie verhoudings hê. Maar moenie net een van hierdie verhoudings jou goedertierenheid van God wegvat, dat jy dit bo God stel nie. God is 'n jaloerse God. Hy is 'n jaloerse God, hy het nog nooit verander nie. Hy soek jou alles, hy soek jou beste. Psalm 27 vers 13 sê, As ek nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal sien, in die land van die lewenis nie. Kom ons lewe in nederigheid. Ons sê, Here, wat het Dawid hier gesien? God se goedheid, God se voorsiening. Dawid skryf, hy sê, as ek nie die goedheid van die Here gesien het nie. Met ander woorde, Dawid sê, Here, ek glo in u goedheid, want u is 'n goeie God. Dink jy Dawid het dit maklik gehad? Dink net jy kry 'n bevordering by die werk. En vir jare daarna, jy het dit op papier, maar jy het dit nog nie gekry nie. Jy sien dit nie in jou salaris nie. Dawid word koning. Hy's koning gesalf. Maar Saul is kwaad. Saul wil hom doodmaak. As die Here jou salf, my boetie en my sussie, is die duiwel vir jou kwaad. Hy wil jou in jou spore stop. Maar Dawid het nie moed opgegee nie. Hy het gevlug met so 400 man daar in die woestyn vir jare. Hy kon op 'n stadium Saul se dood gemaak het, maar hy sny nie die slip van sy rok af, van sy soem. En hy sê, Here, selfs dit was vir my te erg. Ek kan nie my hand aan die koning sit nie. Maar jy sien, Dawid het nie moed opgegee nie. Hy het geglo in God se goedheid. Hy het geglo, God het my gesalf. Wat sê Johannes 15 vers 16? God sê, ek het jou uitgekies. Sê vir jou langs jou, jy's uitgekies. Jy's uitgekies, wat nog? En jou aangestel. Jy sien, as God jou aanstel, wat gee hy vir jou? Hy gee vir jou mandaat. Hy gee vir jou sy stempel. Hy sê, weet jy wat, toe ek in die polisie was, het ek 'n badge gehad. Die Here weet, ek het baie met daai badge gedoen. Want hoekom? Ek het 'n mandaat gehad. Ek kon 'n ou arresteer. Ek kon 'n ou toesluit. Ek kon met 'n ou praat. Ek het julle mos 'n storie vertel. Ek en Teresa was eendag daar in Eastrand Mall. En ek sê my uniform, ons net van die werk afgekom nog en koop ons gou 'n paar goed. En die volgende oomblik, daai jare was dit nog Top Serie gewees. En hier kom die bestuurder van Top Serie. Hy sê, meneer, kan jy gou hier in ons kantoor hier agterin gaan? Nou kom ek daar in die kantoor en staan daar so 'n klein mannetjie. Nou sê hulle nee, hulle het die ouetjie gevang steel. Maar hulle hou hom al vir jare, of nie jare nie, vir 'n paar maande dop, maar hulle kan hom net nie gevang kry nie. En daai dag toe vang hulle hom 'n serie steel. Nou bel hulle sy pa. Nou sê hulle vir sy pa, hoor iemand, dis die geval, maar ons wil nie die laaitjie toesluit nie, want hy's nog jonk. Hulle sê vir my, hier's 'n polisieman. Kan hy hom 'n bietjie pak slag gee? Die pa sê dis reg, en haal ek daai dik beld af. Nou sê ek vir daai mannetjie dat hy buk. Maar Teresa en ek het mekaar verloor. Toe sy sien, toe ek weg. En nou sê ek vir hy, laat jy met buk, maar ek slaat vir hom 6 houe. Maar daai dik beld, maar weet jy, ek kry so lekker. Here, ek is ons nou besig om hierdie laaitjie opleiding te gee. Ek is nou besig om sy lewe te verander, tigtig om terwyl hy jonk is. En hy skree. Die Here weet, ek het nog nie sy eerste hou geslaat nie, toe skree hy. En toe ek klaar is, toe besef ek, Here, ek gaan nie vir hulle sê wie ek is nie. Ek gaan nie vir hulle sê waar ek werk nie. Nou is daar replikasies, maar toe ek uitkom, toe staan daar 'n hele winkel vol mense. En almal hoor hierdie kind skree. Ek sê niks, ek daar tussen hulle deur en ek verdwyn. En ek kon die ouetjie bietjie tigtig. Weet jy wat?
Partykeer as God jou tugtig, dit is nie altyd lekker nie, maar dit is nodig. Ons verstaan nie altyd hoekom God goed oor ons lewe bring nie. Ons verstaan nie altyd hoekom gaan ons deur goed nie. Maar weet jy, alles waardeur jy gaan, die Bybel sê, alles werk ten goeie mee. Vir wie? Vir hulle, vir my en jou wat God lief het. Jy's uitgekies, my boetie. Jy's sussie, jy's aangestel om vrug te dra. Partykeer dra ons nie vrug nie. Dan wil God jou net so 'n bietjie terugbring. Net so 'n bietjie terug in jou roeping om te besef, maar ek moet vrug dra. Ek is aangestel om vrug te dra. En dan lees ons in Matteus 9 vers 29. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees, volgens julle geloof. Kan ek 'n stelling maak? Dit wat jy vandag beleef, is volgens jou geloof. Daai ouens het gesê, Here, raak ons aan. En die Here raak hulle oë aan. Hy sê, laat dit vir julle wees, volgens julle geloof. Hoe lyk jou geloof? Hoe lyk jou geloof vandag? Kan jy sê, Here, my geloof is sterk genoeg, laat ek bo gaan uitkom? Of is jy vir een van die ouens wat sê, dis nie vir my nie. Julle weet, partykeer glo ons so meer, dis vir iemand anders. Partykeer glo ons meer, 'n ander ou moet dit kry, nie ek nie. Hoe lyk jou geloof? Laat dit vir jou wees, volgens jou geloof. Die siening, die visie wat jy van God het, dis wat jy gaan kry. As jy 'n slegte siening van God het, moenie dink jy gaan iets goed kry nie. As jy dink God is daai God vir haar staan met 'n sambok. Ek het julle mos vertel, toe ek klein was, het ek verskriklik gevloek. Die Here weet, ek kon nie ophou vloek en ek was al in die polisie gewees. Toe bid ek oor daai gevloekery en dankie Here het my gehelp. Maar ek onthou, ons loop, ons gaan swem ons by die NG Kerk. Dominee het gesê ons kan maar daar gaan swem. Hy het so lekker plaas singbad, swembad, dam gehad. En as ons by die kerk kom, en sê ek vir my boeties, luister hierso. Nou moet ons ophou vloek. Ons is nou op heilige grond. Jy sien, ek het 'n hele wanpersepsie gehad van wat die lewe moet wees. Maar is okay, die Here het my gedra. Die Here het my selfs toe ek klein was, het die Here iets in my binneste belê wat ek nooit verstaan het nie. Wat ek vandag verstaan, Here, daai goed het my sterker gemaak. Ek onthou, ons was in die koshuis gewees. En die skool was seker so op 'n kilometer van die koshuis af. Dan tree aan in sulke drieë. En as jy laat kom, het jy moeilikheid. Wat dink julle gebeur as hy se klok uitgaan en hardloop ek staan ek aan daai drieë en kyk waar's my boeties? Hulle moet net nie laat kom nie. Ek kan in moeilikheid kom. Hulle kan net nie in die moeilikheid kom nie. Jy sien, in jou lewe begin God jou voorberei vir wat hy eendag vir jou beplan. Jy verstaan nie altyd hoekom jy so moet optree nie, maar die Here is saam met jou, my boetie, my sussie. Maar jy moet geloof in hom hê. Moet nooit jou geloof verloor nie. Maak nie saak wat met jou gebeur nie. Moet nooit jou geloof in God verloor nie. Moet dit nooit doen nie. Dan lees ons in Markus 4 vers 14. En ek gaan 'n bietjie by dit stil staan. Hy sê, die saaier. Wie is die saaier? Is die woord. Weet julle, elke Sondag saai ons die woord in jou lewe. Partykeer vat hy woord lank om op te kom. Partykeer kom dit dadelik op, maar God se woord is 'n tweesnydende swaard, sê Hebreërs. Hy dring deur tussen siel en been, tussen murg en been, tussen siel en gees. Hy dring deur. God se woord het die vermoë om in plekke in te kom waar ek en jy nie eens gedink het dit gaan werk nie, maar dan werk dit. Hy sê in vers 20, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aanneem en vrug dra. 31, 61, 100voudig. As jy God se woord hoor, wat doen jy met dit? Hoekom gee God sy woord? Om vrug te dra. Sy woord is 'n muur daar om vrug te dra. Hoekom is Jesus aarde toe gekom? Om 'n roeping uit te leef. Ek dink in Johannes 14 en Johannes 16 waar hy vir sy disippels bid en hy sê, Vader, alles wat U vir my gegee het om te doen, dit het ek gedoen. Kan jy vandag hier sit en sê, Here, elke dag as ek opstaan, dan vra ek eers vir U, wat kan ek vir U doen? Maar julle weet ons staan op en sê ons, Here, wat kan U vandag vir my doen? Staan 'n bietjie op en sê, Here, wat kan ek vir U doen? Ek waarborg jou dag is anders. Jou dag is heeltemal anders. Die Here weet, elke week, en sê ek vir my vrou, hierdie week, gaan ek dit rustig vat. Ek wil net bietjie in my binnekamer by die Here wees. Voor ek myself kry, sê my vrou vir my, jy sal weer nie by die huis nie. Jy sal weer heel dag op straat. Maar mense het jou nodig. Dra jy vrug? Kan jy sê, Here, my lewe elke dag, by jou werk, kan jy vrug dra?
Ek het by 'n callcenter gewerk voor ek by die kerk begin het. Lunchtye. Ons was ver van die dorp af gewees. Dan gaan dit help nie as ek net in die dorp kom, dat ek weer terugry, want is my lunchtyd verby. En wat het ek gedoen? Dan gaan ek lunchtye buite en dan gaan bid ek. Ek het 'n baas gehad vir wie ek gewerk het. Sy naam was ook Malcolm. Ek kry my daar om die hoek en staan en bid. Ek sê, wat maak jy? Sê ek bid. Hy sê, nee man, jy kom ons nou gewerk het. Hoekom staan en bid jy? Sê ek vir Malcolm, moenie worry nie, ek bid vir jou ook. Die Here gaan jou nog verander. My een baas, hy kry gangrene in die vinger. Maar hy wil nooit gehad het ek moes hom bid nie. Hy kry gangrene in die vinger. Nou lê in die hospitaal, hy kan nêrens heen gaan nie. Ek kom daar by hom, ek sê vir hom, lekker nie. You can run, but you can't hide. Vandag gaan ek vir jou bid. En die Here gee my 'n boek. Heaven is for real, van Chunam Thomas. En ek gee daai boek vir hom. En hy sit daar op sy plaas in Parys. En dit gaan sleg met hom. Hy lees daai boek. En die Here verander sy lewe. Hy bel my. Parys is 200 km van Boksburg af. Hy bel my, hy sê, kan jy my kom sien? Ek sê, ja, is reg, ek klim in my kar, ek ry soontoe. Lei hom na die Here toe. Maar waar het begin? Ek het begin bid vir hom. Weet julle my boetie en my sussie, moenie ophou bid vir iemand nie. Baie keer bid ons, maar ons glo nie. Ons bid een oomblik en môre dan sien ons, ou wil nie verander nie, wat doen ons? Ons spreek dood. Moenie ophou lewe spreek nie. Hou aan lewe spreek. Hou aan die goeie in mense sien. En die Here gaan jou help. Hy sê in vers 21. En hy het vir hulle gesê, die lamp, die woord van God, kan tog nie onder 'n maatglas of onder die bed gesit word nie. Is dit nie om op 'n staander gesit te word nie? Jou geloof, my boetie en my sussie, ek het vir julle laasweek ook gesê, is nie privaat nie. Die woord wat binne in jou is, kan jy mos nou nie gaan bære nie. Jy moet dit gaan uitleef daar buite. Jy moet 'n voorbeeld gaan stel. Soos daai een ou gesê het, elke dag verkondig ek die woord van die Here. Partykeer gebruik ek woorde. Jou hele lewenstyl, jou hele DNA moet iets vir God wees. Maar hier sê hy, die woord is 'n lamp. Jy kan hom nie onder 'n maatemmer sit nie. Baie ouens vat die woord, dan val dit op verkeerde grond. Hy leef dit nie uit daar buite nie. Kom ek en jy sê, Here, die woord wat in my lê, ek gaan hom uitleef daar buite. Weet julle waar God se woord kom? Wat in God se woord? Hy dryf die duisternis uit. Een woord wat jy vir iemand gee, kan sy hele lewe verander, goed of sleg. 'n Goeie of 'n slegte woord. O, hier's nog net 6 papiere, so moenie worry nie, nou moet. Ons gaan nou by die einde kom. En dan lees ons vers 22. Daar is niks verborge wat nie geopenbaar sal word nie. Daar is niks wat nie weggesteek of dit moet in die lig kom. Weet julle, openbaring sal kom. God se woord gaan kom. God se woord word verkondig. Is jy reg om God se woord te hoor? Hoe lyk jou hart? As jy Sondag kerk toe kom jy met 'n verwagting of sit jy daar en dan sit jy die hele tyd en sê, "Eish pastoor man, dis Moedersdag. Ek wil vir mamma uit gaan vat, ons gaan nou lekker eet. Kry nou net klaar." Ek sê ons vertel, ons bou hierdie klaskamers hier agter. Ek kom by die munisipaliteit. Ek sit hulle so in 'n kantoor. En toe ek inkom, ek sê ons soek die planne van die kerk. Hulle sê vir my, maar Ruthie, ons is bietjie honger. Ek sê, is julle honger? Ek sê, ja, ek sê, kom ons bid vir julle. Ek sê, Here, u woord sê, ons sal leef van elke woord wat kom uit die mond van God. Ons sal nie van brood alleen lewe nie. Ek bid in Engels. Ek sê, Lord, please bless their bodies, bless their soul, bless their spirit. They will never get hungry for Kentucky ever again. En hulle kyk met 'n klas met sulke groot oë aan. Maar nietemin die volgende dag, toe sit ek met die planne in my hand. En die Here gee vir ons so guns. Ons wag vir die brandweer om die planne goed te keer. En hulle sloer en 'n oopet, hy daar, ek dink hy's nou nog by die munisipaliteit, nee. Hy kom die dag hier by die kantoor, hy kyk hierdie goed, hy sê nee, hierso. Gaan aan bou en kry klaar. Die Here het ons gehelp. Daar sit Herman. Ek stuur vir Herman gister 'n foto. Hulle het nog vir ons die grondverskuiwingswerke met daai TLB gedoen. Toe ons hier begin om hierdie klaskamers te bou. Maar jy sien, ek en jy, waar ons kom, kan jy God se woord tot jou voordeel gebruik? Sê Here, tot God se voordeel, nie tot jou voordeel, tot God se voordeel. Sê Here, u woord. Hy sê alles wat in die duisternis gebeur. As jy daai woord hoor en jy gaan bære hom, en jy sit hom onder 'n maatemmer, God gaan jou verantwoordelik hou daarvoor. Hoekom hoor ek en jy die woord? Hoe het hulle die duiwel oorwin? Openbaring 12 vers 11. Die bloed van die lam, Jesus Christus en die woord van hulle getuienis. My en jou getuienis daar buite kan mense vir se lewens verander.
Markus 4 vers 12, sodat hulle kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, sodat hulle nie miskien bekeer en hulle sondes vergewe word nie. Jy sien, party mense wil alles uitredeneer met die kop. Hulle hoor die woord, maar dan maak hulle dit ingewikkeld. God se woord is eenvoudig, hy sê selfs kinders kan dit verstaan. Maar jy sien, as ek en jy die woord, julle weet mos baie mense is bang vir Openbaring. Hulle hou nie van daai boek Openbaring nie. Openbaring is nie so moeilike boekie. Het klink net moeilik. Hy is nie regtig so moeilik nie. Markus 4 vers 24. En hy het vir hulle gesê, pas op, wat julle hoor, met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. En daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. As jy hoor, as God se woord hoor om te verstaan. Hoekom verstaan ons baie keer nie die woord nie? Want ons gee nie die Heilige Gees se kans om in ons te werk, om die woord van God in ons te openbaar nie. Wat sê die Here, hoekom stuur hy die trooster? Om julle te oortuig van Jesus Christus, om julle te oortuig van God se woord. As jy die woord nie verstaan nie, bid en sê, Here, openbaar hierdie woord aan my. En as jy dit nog steeds nie verstaan nie, bel die pastoor, bel vir Charles, hy ken die woord beter as ek. En ek spot die ouens wat die woord goed ken. As jy nie verstaan nie, dan help ons mekaar. Want wie het, vers 25, vir hom sal gegee word. Wie nie het nie, van hom sal weggeneem word, wat hy ook het. Dink jy daar kom nou 'n vervolging op die aarde? En jy het geen Bybel meer nie. Hoeveel woord het jy binne in jou? Kan jy sê, Here, die woord wat ek binne in my het, ek kan dit nog leef, of gaan jy sê, nou uitdeel ek so op die fumes van die petrol. Ek het nie meer regtig woord nie. Wat jy het, sal weggeneem word. Met ander woorde, as God vir jou woord gee, reageer daarop. Want dan gaan 'n dag kom waar daai woord wat jy het, nie, as jy dit nie indring nie, en dit inneem nie, en dit laat insink in jou binneste nie, gaan dit dalk van jou weggevat word. Lukas 19 vers 13 sê, hy het 10 van sy diensknegte geroep, en hulle 10 ponde gegee, en vir hulle gesê, dryf handel daarmee, totdat ek kom. Hoekom het God jou uitgekies? Hoekom het hy jou aangestel? Hoekom is jy kind van God? Om vrug te dra. Hy sê, geef jou 10 ponde, geef jou talente, geef jou gawes. Wat doen jy daarmee? Wat doen jy nou? Kom ons kyk wat hierdie manne gedoen. Die eerste een kom en hy sê, en die eerste een het verskyn en gesê, meneer, die pond het 10 ponde wins gemaak. En 'n ander een het gekom en gesê, meneer, hier is die pond, wat ek in 'n doek weggelê het. Ek was bang vir u. Wat wat sê? 'n bang mens is 'n nuttelose mens. 'n bang mens kan niks doen nie. Hy sê, ek was bang vir u. Hoekom? Omdat u 'n streng man is. U neem weg wat u nie uitgesit het nie. En u maai waar u nie gesaai het nie. 'n bang mens is 'n nuttelose mens. Hier sê hierdie ou, ek het die ponde, het hy verkeerd gedoen, hy het nie die pond laat wegraak nie. As God vir jou iets gee, wat doen jy daarmee? Ons het vorms ingevul. Te sê, waar jy wil jy betrokke raak in die kerk. Jy sit hier vanoggend, jy het nie 'n vorm ingevul nie, mag die Here jou vergewe, want ek gaan nie. Nee, ek vergewe jou. Is jou keuse, maar weet jy wat, die Here gee vir jou iets, gaan jy dit in 'n doek toedraai? En wag tot die Here kom en sê, Here, hier is die gawes, hier is die talente, hier is dit wat U in my lewe gelê het, dit het vir my niks beteken nie, ek was te bang om dit te gebruik. Of gaan jy sê, Here, dit wat U in my hart gelê het, dit gaan ek doen. Ek gaan dit uitleef. En kyk wat sê die Here. Toe sê hy vir hom, uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte diensknegt. Jy het geweet dat ek 'n streng man is, wat wegneem wat ek nie uitgesit het nie, wat maai wat ek nie gesaai het nie. Waarom het jy dan nie my geld aan die wisselaars gegee nie? Dan kon ek dit by my koms met rente ingevorder het. En die wat daarby staan sê hy, neem die pond van hom weg en gee dit aan hom wat 10 ponde het. Want ek sê vir julle, aan elkeen wat het, sal gegee word. Maar van hom wat nie het nie, sal weggeneem word. Ook wat jy het. Het gaan oor God se woord. Wat doen jy met God se woord? Gaan woeker jy daarmee? En sê jy, Here, wat is ons grootste taak? Wat is die grootste opdrag op aarde? Julle moet dit mos nou al ken. Matteus 28 vers 19, gaan, nie sit en wag nie, gaan, maak disippels van al die nasies,
bekeer hulle, doop hulle, dankie Here, waar's Shane? Prys die Here vir daai jong man, Mary se dogter by die Engelse diens, wat gisterand gesê het, Here, ons is jonk, maar ons gee ons harte vir die Here, ons gaan gedoop word, ons wil gedoop word, bekeer hulle, doop hulle, die dag as hierdie kerk nie meer bekeerlinge het nie, die dag as hierdie kerk nie meer doopelinge het nie, maak ons die kerk se deure toe, of julle fire die pastoor, en julle kry iemand wat dit nog kan doen. Die Here kom hy kom vir, weet jy wat die Here sê, as hy kom, wat het ek by my? Hy sê, ek het loon by my. Ek wil nie met leehande voor die Here staan. Sê Here, my hele lewe lank. Onthou jy kan net 'n saad saai. Apollos het geplant, Sefas het nat gemaak, God laat groei. Sit daai saadjies in die grond en sê Here, as ek kliënte by my miskien het, dalk sit jy en jy doen hare of jy doen naels of jy's 'n onderwyser, daai kinders in jou arms of in jou hande, bid oor hulle. Hy hoef dit nie fisies te doen nie. As jy in jou klas inkom, salf hy klas, man, bid oor hulle. As jy met kliënte werk en veral julle wat die naels doen en die hare doen, man, as jy die hare so blaas, dan bid jy oor daai vrou. Dan bid jy en sê Here, seën hulle, beskerm hulle. Here, maak hulle toe, verander hulle. En dan sluit ek af. Sorry. Markus 4 vers 11. Toe sê hy vir hulle: aan julle is dit gegee, om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Maar vir hulle wat buite is, geskied alles deur gelykenisse. Wie's buite? Die ongereddenes. Die ouens wat nie verstaan nie. Jesus moet baie keer sy woord deur gelykenisse gebruik het, sodat die mense kon verstaan. Aan jou en my is gegee om die verborgenheid van God se woord te verstaan. So as jy vandag sit en jy sê, Here, ek verstaan dit nie, vra die Here om jou te help. Bertus, jy kan vorentoe kom. Vra die Here om jou te help, om te sê, Here, openbaar u woord aan my. Laat ek 'n gees van onderskeiding het. Jakobus 1 vers 5 sê, as die wysheid kort kom, bid dit van die Here. Hy sal dit vir jou gee. As jy die woord nie verstaan nie, bid en sê, Here, help my, sodat wanneer ek by mense kom. Onthou in Jeremia 1, sê die Here vir Jeremia, ek het jou geroep, ek het jou uitgekies, gaan. Jeremia sê, Here, maar kan nie gaan nie, ek is nog jonk. Ek is nog jonk van gees, ek kan nog nie lekker praat nie. En wat sê die Here vir Jeremia? Moenie sê ek is jonk nie, want dan wie ek jou stuur moet jy gaan, op die regte tyd sal ek my woorde in jou mond lê. Moenie bang wees nie, my boetie en my sussie. As die Here vir jou iets sê, gaan doen dit. Maak nie saak, al is dit net om vir iemand te gaan bemoedig. Gaan doen dit, dis deel van God se koninkryk. Kom ons sê, Here, ons lewe onder 'n nie streng God nie, 'n goeie God. 'n God wat vir jou die beste wil gee, maar jy gaan 'n streng God kry, want onthou hy sê jy moet onder die goedheid van God bly. Jy kan nie sê ek het 'n goeie God, maar jy volg nie sy woord nie. Jy kan nie sê, Here, ek glo in die woord, maar ek volg my eie Bybel nie. Jy kan nie jou eie Bybel skryf nie. As God se woord sê ons moet dit doen, dan moet ons dit doen. Vader, baie dankie vir u woord. Here, u woord gaan ons eendag oordeel, sê Johannes 12 vers 48. Of ten goeie, of ten slegte. Here, help ons vanoggend. Laat ons doen wat u woord sê. Dankie dat u hierdie gemeente seën. Dankie dat u ons seën. Dankie dat u u woord vrugbaar maak. Waar mense gaan, Here, sal die woord hulle harte verander. Here, ons sal hierdie kerk leegpreek met u woord, maar u sal hom volmaak met u woord. Hulle wat u woord wil hoor, hulle wat die waarheid wil hoor, hulle wat wil doen wat God sê. Dankie vir ons wonderlike gemeente, Here. Dankie vir elke lidmaat. Here, ons het sulke wonderlike lidmate in hierdie kerk. Ons dankie vir elke lidmaat. Here, hier is niemand wat hier is wat lidmate is wat dink hy of sy is nie goed genoeg nie. U het elkeen hand gepluk, Here. Ons is elkeen deur U uitgekies. Waar ons gaan, help ons. Help ons om beter te word. Help ons om te strewe na heiligmaking. Here, hoe meer heilig ons word, hoe meer gaan ons in die wil van God in beweeg. As ons hier uit mekaar uit gaan, seën hierdie dag, seën ons met ons gesinne. As daar dalk nou moeders is wat alleen is, wat graag hulle kinders by hulle wou hê, staan by hulle stil. Laat hulle weet hulle is nie alleen nie. U is by hulle, Here, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. As daar miskien mense is wat gebed nodig het,